gewapend vast. Halleluja, staat, strijder staat. Staat, strijder staat. Bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Ja, staat, strijder staat. Ja, staat, strijder staat. Bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Halleluja, staat, strijder staat. Staat, strijder staat. Bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Halleluja, staat, strijder staat. Staat, strijder staat. Bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Halleluja, staat, strijder staat. Staat, strijder staat. Bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Halleluja, staat, strijder staat. Oh ja, staat, strijder staat. Ja, bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Oh, staat, strijder staat. Ja, staat, strijder staat. Bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Prijs die Heer, ja, staat, strijder staat. Ja, 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 staat, strijder staat. Bouw net op Jezus ons heiland. Staat gewapend vast. Halleluja, halleluja. Prijs die Heer, halleluja, glory to God. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dankie Vader, dat ons deur u seun, ons Here Jesus Christus, na u toe kan kom. Halleluja. Dankie dat wat ons ook al in die naam van Jesus vra vir die Vader, dit sal die seun vir ons doen, en selfs die Vader. Het is so wonderlik om in hierdie dag weer saam te wees, om te weet, halleluja, dat die Here ons staande hou. Baie, baie dankie, dat ons weet, dit is deur u krag, dit is deur u heerlikheid. Ja, Here, dit is deur die volheid van die Godheid, dat ons kan staande bly. En ons is so dankbaar, halleluja, dat ons in hierdie dag weet, Here, dat u het alles vir ons gedoen. Al wat u vir ons vra is, woord sê dit in Johannes 1 hoofstuk, almal wat u aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Dis al wat u van ons vra. Ons moet u aanneem. Halleluja. Sodat ons gered kan word, sodat ons kinders van God kan word. Baie, baie dankie, Here, dat in dit om u aan te neem, lê ons oorwinnings. Ja, Here, daarin lê vir ons wonderbare skatte, naspeurlike rykdomme van Christus, net om u aan te neem. Eer u en in u te glo dat u die seun van God is, wat die Vader gestuur het vir ons as mens. Is waarom u deur u woord laat weet het, die nag waarin u gebore is,
Here het die engele aangekondig, vrede op aarde en in die mens 'n welbehae. O, halleluja. Here, nie een het van ons het daaraan gedink dat u 'n welbehae in die mens het nie. Daardie nag met die geboorte het u geopenbaar hoe lief God die mens het. Heer, te laat weet vrede op aarde en in die mens 'n welbehae. Here, u het in elke mens 'n welbehae, maar is die mens se keuse of hulle u gaan aanneem of nie. Of hulle toelaat dat die Here hulle sal red deur sy bloed, sodat hulle weer gebore kan word. Dis elkeen se keuse. Dankie vir elkeen wat dit gedoen het, en ons bid vir die wat dit nog nie gedoen het. Baie, baie dankie, Here, dat ons weer in hierdie oomblikke rondom die woord kan vergader, en weer eens wil ons vra dat u elke oor sal bestryk met u bloed, sodat elke oor kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en laat die waarheid alleen ingang sal vind in elke lewe. Verheerlik u groot naam dan, terwyl ons so saam is, Here, laat die Heilige Gees ons sal leer en lei in die hele waarheid, en van u sal getuig, en ons herinner aan alles wat u gespreek het. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Ons is so dankbaar om in hierdie dag so saam te wees. Ons groet u almal in die geseënde naam van ons Here Jesus Christus. Halleluja. En ons dank die Here dat ons weer geleentheid het om hierdie evangelie te verkondig, en dat ons van hierdie kanaal gebruik kan maak vir radio, Joy Gospel Radio, en ons dank die Here vir Pastor Barry en sy vrou vir die werk wat hulle doen, en ons vra die Here dat hulle geseënd sal wees en dat die Here sal voorsien in elke behoefte. Prys die Here. En ek is Pastor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Weet jy wat vir my so wonderlik is van Pinksterkind? Ek sê dit altyd, ek is in Pinkster ingebore. Ek het nie aangesluit by 'n Pinksterkerk nie. Ek is in Pinkster gebore. Ek is nie in die kerke gebore nie. Halleluja. En ek dank die Here dat selfs die wapenrusting waarmee ons besig is, spreek van Pinkster. Want hy praat van die swaard van die Gees, en dis die woord van God. Halleluja. Daar is die Heilige Gees. Dis waarom die Here Jesus die Heilige Gees vir ons gegee het, en ons gedoop het met die Heilige Gees, die belofte wat van die Vader afkom, die Vader gee het vir sy Seun, en die Seun doop ons met die Heilige Gees. Dis Pinkster. En daarvan is ek 'n kind ingebore. Halleluja. Prys die Here. Daarom wil ek dit noem in hierdie dag, en ek wil gaan gou na Efesiërs die 6de hoofstuk toe gaan, die wapenrusting. Halleluja. Dis so wonderlik, hierdie wapenrusting. Ons het nou gesing, staan stryders staan, bou net op Jesus ons heiland, staan vol gewapend vas. Hoor wat sê Paulus. Dink u ken hierdie gedeelte al seker uit die kop uit, maar ek wil hom lees. Hy sê, die 10de vers van die 6de hoofstuk Efesiërs, eindelik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Dis die geheim, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Staan, stryders staan, bou net op Jesus ons heiland, staan vol gewapend vas. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou, hier is die interessantheid. Jy kan nie oorlog voer teen die liste van die duiwel nie. Want jy weet nie waar daai vyand is nie. Jy het die Gees van die Here nodig. Deur jou te lei, leer en te lei in die hele waarheid, sodat jy die liste van die vyand kan sien uit die woord. Dan kan jy staande bly met die wapenrusting
Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers, teen die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. Nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Halleluja. Weerstand bied. Weerstand is nie geestelike oorlogvoering nie. Weerstand bied kan jy net deur die woord, hierdie liste van die vyand en hierdie onheil en die dag van onheil. Jy kan dit alleen uit die woord uit weerstaan as jy die wapenrusting aan het. As jy 'n versie in die woord wat sê Openbaring 19 vers 11. Hy sê, toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Die Here Jesus het oorlog in geregtigheid gevoer. En hy het reg en geregtigheid lief. En hy voer oorlog daar. Halleluja, in geregtigheid. En hy word ons geregtigheid. Halleluja. So, as hy die oorlog in geregtigheid gevoer het en hy het oorwin en hy word ons geregtigheid. Halleluja. Wat gebeur nou? Dan is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee sonder om oorlog te voer. Sonder 'n geestelike oorlog. Want Christus word ons geregtigheid omdat hy die oorlog in geregtigheid gevoer het. Dit meen hy het deur geregtigheid hierdie oorlog gewen en hy word ons geregtigheid. En wat gebeur nou? Nou is ek meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee, want hy is my geregtigheid, en hy het die oorlog gewen deur geregtigheid. En hy het oorlog gevoer daarmee. Halleluja. Nou, wat ons nou doen, ons beoefen reg en geregtigheid, dit wat die Here lief het. En ons worstelstryd word in reg en geregtigheid gestry. Christus, hy sê, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Dit het die Here Jesus gedoen. Ek het laas keer gesê, hy het die oorlog, hy het gewen, klaar oor en uit. Ons het nie nodig om weer oorlog te maak nie. Daar bestaan nie so iets nie. Maar ons stryd, ons worstelstryd, moet, omdat Christus ons geregtigheid geword het, moet ons die worstelstryd doen in reg en geregtigheid. Ons moet dit op daardie manier hierdie stryd stry, hierdie worstelstryd in reg en geregtigheid. Halleluja. Ons kan nie in geregtigheid oorlog voer nie, dis klaar gedoen. Wat geen mens kan dit doen nie. Net die Seun van God. En hy word ons geregtigheid, sodat ons worstelstryd wat ons het, in reg en geregtigheid kan doen. En daardeur is ons meer as oorwinnaar deur Christus wat ons die krag gee. Nou wil ek net verder gaan en ek wil by jy as nou gelees, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. 'n Baie interessante gedeelte in die woord van die Here, wat die Here vir my gegee het. Ek wil dit net vinnig noem. En dit is dat wanneer ons gaan kyk na geworstel en ek wil dit net doen want dis baie belangrik om hierdie dinge te weet. En dit is 'n worstelstryd is soos baie keer dan sien keuse met ding en jy weet nie wat om te doen nie, wat alles, ne? En of daar kom 'n saak en
en tussen jou en iemand anderste. En dan hoor die mense sê, ek het met hierdie ding gestoei, ek het met daai man gestoei. Het jy oorlog met hom gemaak? Nee, jy het met hom gestoei. Want hy is nie jou vyand nie. Maar jy het 'n gestoeiery, jy het gestoei met hom. Halleluja. Ek glo almal weet wat dit beteken. Dit meen, en om te worstel of geworstel, is om te stoei, dis om stryd te voer, halleluja, en dit is om worstelkuns te beoefen. Nou, hierdie is vir my so mooi gewees. Dit is om te worstel, of geworstel. Een van die dinge, 'n worstelkuns beoefen. Nou sê die woord hierdie mooi woorde. Hy sê, beoefen jou in die godsaligheid. Dis ons worstelkuns. Beoefen ons in die godsaligheid. Want dit is nuttig tot alles. Dit meen, wanneer jy stoei met iemand, wanneer jy stoei met jouself, wanneer jy stoei met die duiwel, wanneer jy stoei met 'n demoon, al hierdie tipe dinge, dis 'n geworstel die hele tyd, dis nie 'n oorlog nie. En daar's net een manier hoe jy kan staande bly, en dit is, halleluja, om hierdie worstelstryd deur die woord van God te worstel. Dit meen om op te tree volgens die woord van die Here. En dis nie die maklikste nie. Want jy kan nie nou optree soos jy wil nie, want in jou worstelstryd moet jy reg en geregtigheid lewe en toepas. Dan praat hy die uitleg van die woord worstel. Hy praat van worstelkamp. Dit meen, dis 'n worstelwedstryd. Halleluja. En dit is die wedloop wat ons hardloop. Jy worstel die hele tyd. Jy al ooit daaraan gedink? Nee. As jy teen iemand hardloop, ek meen, kom ons praat van 'n rugbywedstryd of 'n sokkerwedstryd, maak nie saak nie. Om 'n 3 te gaan druk of 'n doel te skop, maak nie saak nie, of wat se sport ook al nie. Jy het 'n worstelstryd aan met die volgende span of persoon. En ons is in hierdie wedloop van 'n worstelstryd. Ek met 2 rugby spanne gaan nie nou geestelike oorlogvoering doen om te wen nie. O nee, hulle worstel met mekaar. Halleluja. Ons praat van stoeiers. Stoeiers is 'n worsteling. Dis 'n persoon teenoor 'n persoon. Hulle maak nie oorlog en hulle wil nie mekaar doodmaak nie, want dis 'n worsteling wie gaan wen. En dit is waarmee ons elke dag te doen het. Ons het 'n worstelstryd om te kan wen. Halleluja. 'n Worstelwedstryd. Dan praat hy van 'n worstel, die verklarende woordeboek, worstelperk, 'n plek waar gestoei word. Halleluja. Paulus sê, Paulus gee vir ons hierdie plek aan. Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dit meen daar is 'n worstelstryd aan met wat? 'n plek waar dit plaasvind. Ons worstelstryd is teen die owerhede, die magte. Dis ons worstelstryd. Dis nie 'n oorlog nie. En ek wil vir jou sê dat dis 'n gestoei om staande te kan bly in die dag van oorlog. Dis 'n gestoei om staande te bly teen die liste van die duiwel, om die weerstand te bied in die dag van onheil en in staande te bly. Dis die hele tyd 'n gestoei teen die bose geeste in die lig, owerhede, magte ensovoorts. Nie teen mense nie. Jy sien, ons het nie die geveg met mense aan nie, of hierdie stryd met mense aan nie. Dis teen die bose geeste, alhoewel dit deur mense werk. As ons net kan sien, dis mense wat
jy stoei eintlik met mense, maar dis geeste, dis bose geeste van die lig en wat en alles. Want dis die worstelplek is in die lig. Halleluja, plek waar gestoei word. 'n Stoeiperk of 'n strydperk, maak nie saak nie. Dan praat hy van 'n worstelstryd. En hierdie is belangrik. 'n Worstelstryd, hy sê broers, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. 'n Worstelstryd is dit. 'n Stryd om te lewe. Wat se lewe? Hy wat die seun het en die lewe. Dit meen hierdie ewige lewe. Jy het 'n stryd aan om te bly lewe. Moenie dink omdat jy die Here Jesus aangeneem het en jy die ewige lewe deelagtig geword, die lewe wat in die seun is, het jy ontvang dat alles nou goed gaan nie. Nee, jy het nou en ek het 'n worstelstryd aan om hierdie lewe te behou. Halleluja. Ek hoop jy besef dit. Want as jy hierdie worstelstryd aan het, dan moet jy absoluut in reg en geregtigheid optree, of anders dan kan jy hierdie lewe verloor. Halleluja. En dis vir my so belangrik, dat hy sê ook in Romeine 8 vers 2, hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En hier is die worstelstryd. En ons kan maar eerlik wees. Ons is nie meer onder die wet nie. Met sy gebooie. Ons is onder die genade. Dan sê Paulus, omdat ons nou onder die genade is, kan ons nou meer sondig. Hy sê, nee, stellig nie, ons kan nie. En hier is die worstelstryd. Die wet sê vir ons wat ons nie mag doen nie. Ons is nie meer onder die wet. Ons is nie onder die gebooie nie. En die gebooie sê ook wat ons nie mag doen nie. Mag jy doodslaan nie, mag jy begeer nie, mag nie dit. En die wet praat van die sonde. Alles wat sonde is. Ek noem net die sonde, die wet praat daarvan. Nou kom die Here en hy verlos my van die sonde deur sy bloed en hy maak my vry en nou is ek vry van al hierdie dinge. Ek is onder die wet uit, onder die gebooie uit. Nou is ek vry in Christus en daar's 'n wet van die gees van die lewe in Christus. Halleluja, wat my vrygemaak het van hierdie. So ek moet die lewe in Christus moet ek behou die hele tyd. Dis my worstelstryd. Wat gebeur? Die duiwel kom met sy liste soos by Eva. Het God gesê? Ja, God het gesê. Maar God weet, as julle eet, dan sê julle soos hy wees. So wat gebeur nou? Nou is daar was 'n worstelstryd met Eva. 'n Worstelstryd. En die geheim, die ding wat daar plaasgevind is, sy het geluister na die stem van die duiwel, nadat die Here klaar gepraat het. En hier is die worstelstryd. Die worstelstryd wat ons het, is 'n worstelstryd van wat God gesê het en wat die duiwel sê. Die een sê, die woord sê, jy mag, God wil nie hê ons moet dit doen nie, ons moet nie oreer nie, en vloek nie, en dans nie, en noem al hierdie goed. Die ander een sê, nee, daar is niks verkeerd mee nie, jy moet nie te eng raak nie, en jy moet nie te veel drink nie, en jy moet nie te veel dit doen nie. Nou, dit meen, ja, as jy 1 keer horeer, het is alright, jy moet nie 2 keer of 3 keer of 4 keer horeer nie. Halleluja. En so is daar 'n worstelstryd die hele tyd in ons gemoed in. En dan kry jy teenoor mense ook 'n worstelstryd. Halleluja. En dit is so eenvoudig. Hierdie worstelstryd teenoor mense. Iemand kan net iets doen. Jy kry dit veral onder families. Een van die kinders kan byvoorbeeld iets doen en hy blink oor die ander uit. En selfs van sy broers en susters dink, wie dink hy is hy? Klare worstelstryd. En vandag sien ons daardie worstelstryd.
Die een pastoor wil meer weet as 'n ander een en wil meer mense bereik as 'n ander ene, meer geld maak as 'n ander ene. En dit gaan net aan en dis die hele tyd 'n worstelstryd in die kerk. In 'n gemeente, kom ons wees eerlik, in 'n gemeente. Jou gemeente waar jy is. Daai mense wat daar is hulle verdeel of is hulle eenheid? Sien die een op die ander een neer? Vra die een van die ander een, wat is dit? Dis 'n worstelstryd die hele tyd. En jy wat God in gees en in waarheid aanbid, jy het 'n worstelstryd in jou, want jy kan nie verstaan, Here, hoe kan mense so reageer nie? Halleluja, prys die Here. En ons weet, ons is besig met 'n worstelstryd. Vader, baie, baie dankie vir die onfeilbare woord en ons vra dat u genade sal gee, dat ons waarlik, Here, in hierdie worstelstryd reg en geregtigheid sal toepas, sodat ons daardeur kan lewe en kan staande bly, halleluja, in die dag van onheil en teen die liste van die duiwel. Ons eer u dat u woord so wonderlik is en ons prys u daarvoor. Seën elkeen nou in Jesus se mooi naam en ons dank u. Amen en amen.